Die Vryheidsfront Plus in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit het skerp kapsie gemaak teen 'n voorgestelde aansoekfooi en maandelikse heffing vir inwoners op sonpanele. Die party bestempel dit as 'n onregverdige poging om inkomste te genereer te midde van die munisipaliteit se versuim om betroubare elektrisiteit te lewer. Gerda Senekal, VF+ raadslid by die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, verduidelik wat die implikasie van die heffing inhou. Goeiemôre Gerda, welkom by die program. Goeiemôre julle en baie dankie vir die geleentheid. Dit is eerstens gesels oor die regsgronde wat die munisipaliteit gebruik om hierdie heffing, as ek dit so kan stel, in te stel. Is daar 'n regsgronde? Wel, ons almal weet dat op hierdie stadium alle verbruikers binne in Mfuleni direk aan Eskom hulle kragverbruik moet betaal as gevolg van 'n hofuitspraak van 2023-22. Nou, op hierdie stadium is dit net die grootmaatverbruikers en dan die prepaid meters verbruikers wat nou direk aan Eskom betaal. Die ander verbruikers betaal nog nie. Maar daar is nou stappe geneem vanaf Eskom te sê dat hierdie verbruikers dit onmiddellik moet betaal. So dit het 'n onmiddellike effek op ons 26-27 begroting wat nou onlangs deur die raad goedgekeur is wat die VF+ teengestaan het. Nou, as gevolg daarvan is die regsgronde van die munisipaliteit om dan 'n beleid in te kry om te sê as jy enigsins wil aansoek doen om dan nou solar in te sit in jou eiendom of op 'n besigheid, moet jy dan hierdie heffingsfooi dan nou betaal en dan moet jy ook 'n aansoekfooi betaal. So dis nou die roete wat hulle nou gebruik om nou wettiglik soos wat hulle dit nou stel, die mense te probeer dwing om hierdie heffings te betaal. Jy sit in 'n situasie waar daar nie betroubare elektrisiteit is nie, en waar die koste vir elektrisiteit so hoog is dat mense alternatiewe gaan soek en dit klink asof hulle nou belas gaan word daarvoor of dan nou gestraf word. Ja, hulle siening is dat as jy 'n solarpaneel dan nou opsit of solarstelsel dan nou opsit, moet daar nou gekyk word of daar nou elektrisiteit weer terug binne in die grid ingesit word. En ek kan by 80% van die mense wat nou al reeds opgesit het, is heeltemal van die grid af. Dis minimaal van die mense wat nog steeds op die pad van afhanklik is van Mfuleni se kragvoorsiening omrede dit nie betroubaar is nie. Ons het dan nou weer verlede week weer vir 3 of 4 dae weer sonder krag gesit en dit in 'n area wat se elektriese infrastruktuur eintlik beter moet wees as die gewone areas. En as ek sê gewone areas, ons vorige areas wat die townsubstasie al ewig af is, het sonder krag gesit. Dis duidelike teken dat die goed baie vinnig agteruit gaan. Gerda, wat is die alternatief vir die munisipaliteit om inkomste te genereer sonder om sonpaneelgebruikers te penaliseer? Eintlik moet hulle net hulle storie agter mekaar kry en beter finansiële besluite maak. Hulle moet ons Eskom rekening ten volle aan Eskom betaal sodat ons al ons magte weer kan terugkry wat tans deur 'n hof aan Eskom deurgegee is. Die hofuitspraak sê ook, wanneer ons dit weer self kan doen, sal hulle alles vir ons weer teruggee. Soos wat dit nou aangaan en met die regering wat tans nou regeer, sien ek nie dat dit baie vinnig gaan gebeur nie. Maar dit is die enigste opsie dat ons regverdige verbruikers ten minste regverdig kan aangeslaan word. Nou, op hierdie stadium is dit 'n voorgestelde heffing deur die raad. Wat kan inwoners doen? Kan dit gestop word? Is daar 'n deelnameproses waar inwoners se insette ook gevra word? Wel, die beleid is verlede week Woensdag deur die raad op 'n principle vir wat dit ook al werd is. En nou moet hy gaan vir 21 dae publieke verteenwoordiging sodat mense vir hulle kan sê ons hou nie daarvan nie, ons wil dit nie hê nie. Ek kan wel vir julle sê dat dit baie sterk teenkanting het, dat hulle dit glad nie wil doen nie. Daar's baie wat opinie het, die son is verniet, hoekom moet hulle daarvoor betaal? As hulle die diens verskaf het hulle nie nodig gehad om 'n alternatiewe plan te maak nie. So ja, dit is nou, sal dit gepubliseer word binnekort om te sê, daar's 21 dae waaroor jy kan gaan kapsie hou. Hoe daai publieke verteenwoordiging gaan plaasvind, gaan ook nou weer 'n kwessie wees, want dit gaan nou term wees van publiseer dit in die koerant en stuur 'n e-mail. Ons sal wel daarop aandring dat dit 'n publieke verteenwoordige vergadering waar jy fisies moet teenwoordig wees sodat hulle kom luister, hoe voel die publiek? Net laasens Gerda, het die Vryheidsfront Plus planne om die gemeenskap daar te mobiliseer om dan deel te neem? Hoe gaan julle dit doen?
Ja, beslis. Ons het baie sosiale platforms, ons het baie WhatsApp-kanale. Ons sal adverteer op die radio, ons staan in die strate met groengolwe om vir hulle te sê, kom, maak jou stem dik. Dis nou meer as ooit die moeite werd om uit te kom om te sê genoeg is genoeg. Gerda, baie dankie. Ons sal weer met jou gesels en opvolg en uitvind hoe dit verloop het. Maar dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie en sterkte vir die luisteraars se dag. Gerda Senekal, VF+ raadslid by die Emfuleni plaaslike munisipaliteit.